29 vers 8 sê, ook sy seuns moet jy laat nader kom, en laat hulle die rokke aantrek, dis nou Aaron se seuns, en omgord hulle met die gordel, Aaron en sy seuns, en bind vir hulle misse om, dat hulle die priestersambt kan besit as 'n ewige insetting. So moet jy dan Aaron en sy seuns as priesters aanstel. Nou, hoekom ek hierdie gedeelte nou ook lees, is, hier word Aaron se seuns as priesters in die priesterambt aangestel as 'n ewige insetting. Nou, jy gaan nou opgehou, of is hierdie ewige insetting nog steeds aan die gang? Vers 28 sê, en dit moet vir Aaron en sy seuns wees tot 'n ewige insetting van die kant van die kinders van Israel, want dit is 'n hefoffer. Nou, hefoffer is aan die einde van oestyd, dan vat jy die koring en dan hef jy dit op bokant jou kop as 'n hefoffer. En nou sê hy, dit moet vir Aaron en sy seuns wees tot 'n ewige insetting. Dat is eintlik baie as ek het vers. Ek probeer nou net vandag kyk of ek kan nog sien. Ja, by 27 vers 21 wat hy van gepraat het ook, in die tent van samekoms, buitekant die voorhangsel wat voor die getuienis is. Nou, hou die hele ding in gedagte hierso, so in die tent van samekoms, buitekant die voorhangsel wat voor die getuienis is, dis die ark, moet Aaron en sy seuns dit regmaak om te brand van die aand tot die môre voor die aangesig van Jahwe. Dit sal 'n ewige insetting wees. En die voorhangsel het geskeur. Hierdie voorhangsel wat hy hiervan praat, wat voor die ark was, het geskeur. Dit kan onmoontlik meer ewige insetting wees. Toe Yeshua gekruisig is en gesterf het, het die voorhangsel geskeur. Met die skeur van die voorhangsel wat Jahwe self bewerk het, het hierdie spesifieke een die ewigheid van daai verval. En hy sê, is fisies nie moontlik nie. Jy kan dit nie doen nie, want die voorhangsel het geskeur, hy is weg, die tabernakel is weg, wat jy nie kan doen nie. So, wat ons dan die vraag is, het Vader dan nou 'n fout gemaak? 30 vers 21 sê, hulle moet dan hulle hande en hulle voete was, sodat hulle nie sterwe nie. En dit moet vir hulle ewige insetting wees, om vir hom en sy nageslag in hulle geslagte. Bedoelende hierdie ding moet aangaan. Maar dit is die wonder van die vervulling in Yeshua. Yeshua het gesê, ek het nie gekom om die wet en die profete te ontbind nie. Wat se gebeur het as hy het ontbind? Dan het gestop. Maar om het te vervul. So, hy sê, binne in my, dit wat ek doen, gaan hierdie goede aan. Ek het nou gepraat net van die onrein voedsel, die eet van onrein voedsel. Jy mag nie onrein voedsel eet nie. Nou, in Yeshua se tyd self, nou vra hulle vir hom, nou mag ons nou hierdie goede eet of nie eet nie? En dan is hy kwaad as hy met hulle praat. Dan sê hy vir hulle, is julle dan ook sonder verstand? Verstaan jy nie, dat dit wat by 'n mens ingaan, kan hom nie onrein maak nie? Want as jy dit eet, hy sê, dan word dit in die heimlike uitgewerk. Beteken, jy eet en jou liggaam werk dit weer uit. Dit kan jou nie onrein maak nie. Hy sê, maar dit wat uit die mond van 'n mens uitgaan, dit maak jou onrein. So hy sê, Yeshua sê, ek gaan dit vervul. Ek is die vervulling van die eet van voedsel. Daai wat jy fisies gaan eet, kan jou nie onrein maak nie. As jy nou vir jou gaan tomatiesous koop by die winkel en is halal, en jy gaan eet dit kan jou nie onrein maak nie. Dis wat Yeshua sê. Hoekom? Want jou liggaam gaan dit net weer uitwerk. Dis net iets wat in jou liggaam ingaan en weer uitgaan. Dit gaan jou dalk doodmaak. As jy te veel kook kry, gaan jou doodmaak. Maar dit gaan jou onrein maak. Maar wat maak jou onrein? Hy sê, dit wat by jou mond uitgaan. Wat gaan by jou mond uit? Wat die hart van vol is, kom by die mond uit. Strome van lewende water sal uit jou binneste uitvloei, of daar gaan onrein goed uit jou binneste uitvloei. En dit maak jou onrein. Maar waar is die vervulling? Wat ons net gesê het van die eet van voedsel. Nou gaan ek wil Yeshua eet. Hy sê, as jy my nie eet nie, jy gee my nie. Nou wil ek hom eet. En wie is hy? Hy is die woord wat vlees geword het. Hier sit ons met die woord voor ons. Nou eet ek die woord. Nou lees ek hierdie goed en is vir my te wonderlik. Maar dan maak ek hierdie Bybelboek toe en dan trek ek die laai oop en hier haal ek so en so se dat se boek uit en nou lees ek die geestelike dinge daaroor in daai boek. En daar's apokriewe boeke en daar's hervertalings en daar's ander interpretasies, alles van die woord van God. En nou is dit besig met die onrein voedsel. En waar gaan daai onrein voedsel heen? Dit maak my onrein. Waar gaan dit heen? My hart in. En nou begin ek vreemde goed glo en ek begin verkeerde drogbeelde van Yeshua kry, want hulle sê nou vir my, nee, maar hy is net ons oudste broer, maar hy is presies dieselfde as ons. Hy is die eerste ene van ons, maar hy is dieselfde as ons. Dis onrein voedsel. So het daai wet ooit opgehou van die verbod op die eet van onrein voedsel? Nee, dit het net vervul geword, groter geword. Is geeskos, moet ek nou na kyk. Yeshua het self gesê,
Daai fisiese kos kan jy nie onrein maak nie. Maar die geeskos gaan jou onrein maak. En dit is so saam met al hierdie goede tot in ewigheid. Daai kandelaar wat moet brand tot in ewigheid. Wat is dit? Dis die lig. Waar is die lig? Dis binne in my. Ek noem net iets baie vinnig, maar die hele wet en die profete gaan voort in Yeshua. En dis hoekom dit ewig is. Dit hou net aan. Daai was profeties van Yeshua en Yeshua leef tot in ewigheid. So Stefan ook vir ons daar uitgewys het, die letter is onmoontlik. Jy kan dit nie meer doen nie. As jy nou sê dis 'n ewige insetting en wil dit doen, waar is die tabernakel? Jy kan hom nie kry nie. Daar's van hierdie ampte is vir spesifieke mense. Ons weet nie wie is die nageslag van Aaron nie, want hulle moet dit gaan doen. So dis goed dat nie gehou kan word nie. Maar al hierdie dinge, as jy deur die wet gaan, dan gaan jy sien al hierdie wette is in Yeshua vervul. Dit beteken dis nog binne in hom. Dit beteken nie ek moet dit nie letterig gaan doen nie. Dit beteken nie ek word onrein as ek nou onrein voedsel gaan eet nie. Dis nie moontlik nie, want dit gaan in my liggaam in. Maar ek moenie onrein gees voedsel eet nie. Net iets wat ek wou gesê het, iets baie prakties. Die nuwe verbond het 'n paar voorbeelde van goed wat vervul is, byvoorbeeld die besnydenis. Wat hy sê, dit is wat die besnydenis was, en dit lees ons in Hebreërs. Hy praat van die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Hy sê jy moet in sy rus ingaan. En daai rus is die Sabbat se rus. Nou wat is die Sabbat? Die ou verbond is vol daarvan. Die Sabbat wat gehou moet word, 6 dae moet jy arbei 7 dag, moet jy rus. Rus beteken nie kerk toe gaan nie. Baie mense verwar dit vandag en sê, 7 dae moet kerk toe gaan. Dis rus. Dis 'n dag van niks doen. Dis wat rus beteken. Niks doen. Jy staak jou werk. Dis rus. En dan sê Yeshua, maar ek is die vervulling daarvan. As jy in my ingaan, dan staak ek jou moeite. Ek staak jou werk. Jy gaan in my rus in en jy het 'n ewige rus in my. Nou ons het nou nog nie onderpand daarvan wat sy gees is, maar hy bring vir ons die volkome rus. As hierdie dispensasie ophou, as hy terugkom met hy koning, is ons 'n ewigheid in sy ewige rus in. En dis die vervulling van die Sabbat. En die vervulling van die besnydenis is, hy is vir ons beskryf, Paulus het sê, dit is nie meer die besnydenis van jou vlees nie, maar die besnydenis van jou hart. En net soos in die ou verbond, as jy nie in die vlees besny was nie, is nie deel van sy volk nie. Net so in die nuwe verbond in Yeshua, as jy nie in jou hart besny is nie, is jy nie deel van sy volk nie. Dis baie ernstig. Net so kritiek soos dit was. Jy kon in die ou verbond saam met die volk geloop het en saam met hulle gepraat het en hulle het jou getel en alles, maar jy was nie besny nie, dan was jy nie deel van die volk nie. En net so nou, as jy nie in jou hart besny is nie, jy kan saam praat en saam Bybel studie en saam bid, en saam klas gee en slim klink en die Bybel uit jou kop uitken, maar as jy nie in jou hart besny is nie, het jy geen deel aan hom nie. Is jy nie deel van sy volk nie. En dis die vervulling. Dis hoekom Yeshua gesê het, ek kom dit nie stop nie, ek kom nie om dit te verbreek nie, maar om dit te vervul. So die besnydenis gaan nog aan, maar dit help niks as jy jou vandag aan die vlees besny. Jy moet jou in jou hart besny. Maar dit is die vervulling daarvan. So die besnydenis is nog steeds daar, maar die besnydenis van jou hart, nie van jou vlees nie. Van die website toe, daar staan ook geskrywe.co.za, dan gaan soek jy die ou en die nuwe verbond, nommer 6 en 7, en daar word in detail beskryf die vervulling van hierdie ewige insettinge.